Goeiedag gemeente en dankie dat julle so op 'n digitale manier vandag kom deelneem aan dit wat ons vier en ook oordink met Goeie Vrydag. Ons gaan vandag nagmaal gebruik. So as jy dalk gou hierdie geleentheid wil gebruik om die digitale opname te pause om jou wyn en brood te kry, is dit dalk 'n goeie tyd om dit dan nou ook te doen. Ons wil julle ook dan nog graag uitnooi na dit wat Sondag gebeur met opstanding Sondag. 6:00 die oggend kry ons mekaar by LC om die sonnekom saam te kyk en dan 9:30 is dit ook dan ons opstanding Sondag erediens. En ons wil graag jou wil uitnooi om hierdie erediens in persoon by te kom woon. As dit nie vir jou moontlik is nie, is dit nog steeds vir ons lekker dat jy op so 'n digitale manier deelneem en deel het van dit wat ons as gelowiges wêreldwyd oor hierdie naweek dan saam met mekaar vier. Vandag se dag wat baie Duitsers noem treurige Vrydag. En daarom op hierdie donker Vrydag treur ons vandag saam met gelowiges reg oor die wêreld, oor die pyn en die hartseer van hierdie wêreld. En daar mag dit ook selfs by jou vanoggend 'n groot klomp ongemaklikheid wees. Klomp hartseer of 'n klomp vrae leef in jou hart waarmee jy dalk worstel nog nie antwoorde op gekry het nie. Veral wanneer 'n mens dalk so na die kruis kyk. Jy mag dalk selfs ook begin dink aan opstanding Sondag en uitsien na dit wat jy alles dalk gaan doen hierdie naweek. Maar ons vergeet, voordat ons by Sondag kan uitkom op hierdie naweek, moet ons eers stop en stil word, stil staan by die kruis en by die graf. Ek wil jou uitdaag om iewerster vandag vir jou 'n klippie te kry, wat jy dan die hele naweek by jou moet dra. Bietjie dalk in die sak sit, of sommer gewoon iewerster sit waar jy heeltyd jouself daaraan kan herinner. En om dan Sondag na die erediens te bring, of Sondag by jou huis van eers ontslae te raak. Hierdie klippie simboliseer alles wat ons verhoed om teen volle die Here se vergifnis en die nuwe lewe wat hy vir ons gee, vir onsself aan te neem en te aanvaar. So raak bewus van dit wat swaar druk op jou gemoed en dra dit saam met jou hierdie naweek. Wanneer ons dan nou gaan stil word met gebed, dan wil ek jou uitdaag om hierdie klippie dalk in jou hand te hou, te voel, bewus te raak van dit. En solank jou gedagtes laat dwaal oor alles wat hierdie klippie dalk vir jou mag simboliseer. So as ons dan nou stil gaan word, gaan ons dit ook doen in die vorm van 'n fokusgebed. 'n Fokusgebed is 'n eenvoudige, woordlose manier van bid, wat 'n ruimte skep waarin ons doodgewoon by God kan wees en al dieper bewus kan raak van sy teenwoordigheid. So ek wil jou uitnooi om nou stil te word met hierdie fokusgebed. En dit wat ook swaar druk op jou hart, leef in jou gemoed, ook dan nou met die Here te deel. Kom ons word stil daar waar ons is. Gemeente, op hierdie Goeie Vrydag, op hierdie donker Vrydag, groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek lees graag vir ons die volgende gedig van NP van Wyk Lou wat die volgende vir ons sê. Omdat hy my verlaat het, laat hy my nooit alleen. Ek hoor al nagte 'n asemhyg en iets soos vroue wat sag ween. Dan staan dit in die skemer daar, die bleke aan die hoë kruis, en vul met die wete van sy smart my hele huis. Ek ken sy dors, ek ken sy angs, God het hom ook van my gewend. Ek kan sy wonde met name noem, en elke spyker is bekend. Die liefde skeer in elke hand, en deur sy voete brand die hoon. Die waan van Godheid is gedruk op sy voorhoof as doringkroon. Sy oë staar van die kruis en berg die heilige, verblou aarde, deur totdat die dood hul vul. Ek hoor uiteindelik die voorhang skeer. Dan, in die donker, net die gloed van dowwe woorde, sy helder spot in enkele letters bo sy hoof. Dit is die God en die Seun van God. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie donker Vrydag
hierdie hartseer Vrydag, tog met 'n wete, 'n hoop en 'n vreugde kan uitsien na dit wat kom. Here, dankie dat ons nie vasgevang is in die dood nie, maar ook kan weet dat U die dood oorwin het. Dankie, Here, dat ons vandag saam met U kan lei, dat ons saam met U bewus kan word van dit wat U vir ons gedoen het, dat U vir ons gesterf het op die kruis, dat U begrawe is, maar dat dit nie die einde van die verhaal is nie. Mag ons nou luister, Here, wat dit is wat U ons bewus van wil maak vandag. Amen. Gemeente, ek nooi jou uit om jou Bybel saam met my oop te maak by Markus 15. Dan lees ons van dit wat gebeur het op hierdie Vrydag in Jesus se laaste week op aarde. En ons lees van vers 21 tot 41 sê die volgende. Daarmee val ek alles. Ons lees dan nou, Jesus word gekruisig. Vers 21. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op die bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat?" Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop en 'n spons en suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kan kom afhaal." Daarna het Jesus hardop uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê: "Hierdie man was waarlik die seun van God." Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalene, Maria, die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. En toe Jesus nog in Golgotha was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Ons lees net tot daar. Die kruis, wat 'n uiters intimiderende en uitdagende simbool is dit nie. Maar tog terselfdertyd is dit ook die grootste simbool van genade, liefde en hoop, waarom ek en jy as gelowige kan vashou. Ek onthou iemand vertel my een keer dat 'n vreemdeling in 'n ander land een keer vir hulle gesê het dat ons as Christene mal is. Want dit is net ons wat simbole van 'n marteling en van dood met baie vrymoedigheid so rondom ons nekke sal hang of op onsself miskien sal tatoeëer of ons huise daarmee sal versier. Die bekende Nuwe Testamentikus N.T. Wright sê ook die volgende oor die kruis: "The cross confronts us with terrible realities of sin and violence. Yet, it simultaneously transforms that confrontation into a means of renewal and reconciliation." Maar, die realiteit van die kruis is dat meeste mense die kruis onmiddellik net koppel aan hulle sonde.
So amper asof Jesus net 'n plaasvervanger vir ons sonde was en dat hy net moes sterf sodat ons los kan kom van ons sonde en weer kan aangaan met die lewe. Ek lees so 'n ruk terug 'n artikel van iemand wat juis hieroor geskryf het en gesê het, hoe selfsugtig kan 'n mens dan nou nie eintlik wees nie? Om te dink dat Jesus se kruisdood net gaan oor my sonde, oor my vergifnis, sodat ek okay kan wees en dat dit als maar net oor my gaan, of alles wat waaroor vandag gaan, net aan my gekoppel is. So amper asof die fokus van hierdie dag meer oor die eie ek gaan, as wat Goeie Vrydag in sy geheel vir ons as gelowiges behoort te beteken. Om Jesus aan die kruis as 'n plaasvervangende offer te sien, klink amper vir my asof God opgegee het met die mens, en net vir Jesus gestuur het sodat hy maar kan kom sterf en ons nou 'n plaasvervanger het vir ons sonde. Nou kan ons maar net aangaan met die lewe, doen wat ons nog altyd wou gedoen het, want ons het mos nou iemand wat vir ons sondes gesterf het. Baie van ons het dalk so groot geword en die kruis op so 'n manier leer ken in ons eie lewens. Maar as dit al is waaroor dit gaan, as dit al is wat die kruis dan nou simboliseer en vir my en jou moet beteken, dan mis ons die groter prentjie van wat die een aan die kruis juis oor kom getuig het, mense van kom vertel het, waarvoor hy dan nou sy lewe gegee het en die prentjie wat hy vir ons kon skets het oor hoe die koninkryk van God lyk en werk en vir wie dit is. Vriende, om alleenlik net sonde en jou eie vergifnis aan die kruis te koppel, en dit dalk net as 'n plaasvervangende offer te sien vir dit waarmee jy dalk tekort kom in jou lewe, is om die boodskap van Jesus te reduseer tot iets wat vir jou gemaklik is, en om te mis waaroor Jesus so passievol was en passievol oor geleef het. Die vraag is dan nou dalk dat ons vandag vir mekaar moet vra, maar waaroor gaan Goeie Vrydag dan nou? Treurige Vrydag, soos wat dit in Duitsland vir baie mense bekend staan. Waarop wil dit juis ons aandag elke jaar op kom vestig en ons weer elke jaar na toe uitnooi? Vir 'n jaar terug het ek die movie The Two Popes op Netflix gekyk. En ek wil jou graag aanmoedig, as jy dalk so 'n paar uur het om te spaar, dat jy ook iewerster hierdie fliek moet gaan kyk. Hierdie fliek is geïnspireer deur ware gebeure tussen die toe kardinaal Jorge Bergoglio, wat nou bekend staan as die heilige Paus Franciscus, en die toe verouderde Paus Benedictus die 16de. Hierdie twee mense verteenwoordig twee radikale verskillende ideologieë binne die Katolieke Kerk. Byvoorbeeld, Paus Benedictus die 16de was oorspronklik vanaf Duitsland gewees en was bekend vir sy konservatiewe teologiese sienings en sy veldtog om die kerk te bevry van enige iemand wat nie die tradisionele leer en praktyke van die kerk wou volg nie. Die gevolg daarvan natuurlik was dat die kerk eksklusief begin word het. Mense was basies in kategorieë van binnestanders en buitestanders geplaas. So daar was die wat behoort het, en daar was die wat nie behoort het nie. En so het die Katolieke Kerk vir baie mense net eenvoudig ontoeganklik begin raak. Terwyl kardinaal Jorge, wie die eerste nie-Europese paus in 1300 jaar is, egter vernuwende sienings en doelwitte gehad het, en ook nagejaag het. Hy het veral namens die onderdruktes en die armes in die wêreld opgetree en hulle ondersteun. En in die fliek tel hy so 'n stuk eenvoud en selfloosheid op by hierdie Paus Franciscus, wat verskriklik bevrydend en eintlik nogal baie toeganklik is op die einde van die dag. Hy help soos wat hy loop in die strate van Argentinië die mense. Hy koop soms sy koffie en koerant so by die straatstandjies, en toe hy selfs in Rome was, gaan koop hy 'n pizza by 'n waantjie en hy sit sommer net daar en eet dit. En hy kies om nie in die Vatikaan te gaan eet en met hulle kos te deel nie. Nou ek verwys sommer graag na een stuk dialoog so tussen kardinaal Jorge en die Paus Benedictus, waar kardinaal Jorge dan die volgende dan ook sê, as ek die fliek aanhaal waar hy sê, "We have spent these last years disciplining anyone who disagrees with our line of divorce, on birth control, on all sorts of issues, while our planet was being destroyed, while inequality grew like a cancer. We worried whether it was all right to speak the Mass in Latin, whether girls should be allowed to be altar servers.
We built walls around us. And all the time, the real danger was inside of us. En dan antwoord Paus Benedictus hom en hy sê, you talk about walls as if they are bad things. A house is built of walls, strong walls. En dan reageer kardinaal Jorge Bergoglio op hom en hy sê, did Jesus build walls? His face is a face of mercy. The bigger the sinner, the warmer the welcome. Mercy is the dynamite that blows walls down. Met hierdie eenvoudige stukkie dialoog so tussen hierdie twee bekende mense, groot figure van die geskiedenis, verwoord hulle eintlik op 'n baie besonderse manier presies dit waaroor Goeie Vrydag op die einde van die dag gaan. En presies dit ook waarvoor Jesus gekruisig is. Een van my vorige Nuwe Testamentikus profs hier by Tuks, Prof Innes van Eck, het 'n artikel geskryf met die naam Jesus the Patron for Outsiders. En in hierdie artikel verduidelik hy dat daar as te ware eintlik 3 koninkryke, elkeen met hulle eie evangelies was wat hulle verkondig het, teenwoordig was binne die leefwêreld van Jesus. Hy skryf, 2 of these gospels created a world of outsiders and one a world of insiders. En terwyl die Romeinse koninkryk en die godsdienstige Joodse leiers mense uitgesluit het met hulle uitbuiting, onderdrukking, hulle reëls en die voorwaardes wat hulle opgestel het, wat ander mense buitestanders gemaak het, is dit Jesus wat die een was wat van buitestanders binnekring mense gemaak het. Markus se vertelling van die kruisgebeure is byvoorbeeld 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hierdie gedeelte wat ons nou net vandag saam met mekaar gelees het. Die feit dat vrouens so 'n groot rol speel in hierdie verhaal getuig daarvan. Hulle is die eerstes om Jesus te getuig van Jesus se dood. Hulle is ook die wat sy liggaam rondvolg na sy kruisiging totdat begrawe word in die graf. In al die evangelies is die vroue die eerstes wat Sondag na die graf gaan en die nuus van Paasfees ervaar. En soos ons hierdie vertelling dan ook van Markus op Paasondag gesien het, is die vroue die enigstes wat na die graf toe gaan. Dit laat die rol van die vrou in Markus se verhaal van die Goeie Vrydag laat ons eintlik dan met 'n baie interessante vraag. Waarom sou die eerste eeuse vroue so baie aanklank by Jesus gevind het? Ek dink dit was omdat Jesus identiteit en status aan vrouens gegee het in 'n tyd waar hulle baie erg onderdruk was. Jesus maak van buitestanders binnekring mense. Hy breek die mure af wat die dominerende en onderdrukkende sisteme van daardie tyd, presies soos wat Paus Franciscus van gepraat het, afgebreek het en uitmekaar uitgeblaas het. En deur dit te doen, identifiseer hy homself met die gebrokenheid van hierdie wêreld. Hy het medelee met die gebrokenheid van hierdie wêreld. Nou dit help ons ook klaar om te verstaan dat die kruis nie net 'n teken van sonde vergifnis is nie, maar ook van medelee, van deernis en van geregtigheid. En as ons dan nou die vraag van mekaar moet vra, waarom is Jesus gekruisig? Dan maak Markus se evangelie dit baie duidelik vir ons. Omdat Jesus radikale kritiek lewer teenoor die dominerende sisteme van die tyd. En die feit dat Jesus so baie volgelinge gehad het, massas mense gehad het wat hom ook rondgevolg het en hom ondersteun het, wie ook die ongeregtigheid van die tyd, van die dinge van sy leefwêreld raak gesien het, het baie mense ongelukkig gemaak. Dit het die elite bekommerd gemaak. Omdat hulle bedreig gevoel het, was die maklikste manier om van hom ontslae te geraak het en om hulle eie magsposisies te kon behou het, om hom te kruisig, om hy die prentjie uit te haal. Daarom word hulle natuurlik gereël om Jesus laat die donderdag aand gevange te neem, wanneer die groot massa skare besig was om te slaap en hulle nie daar teenwoordig was nie. Hulle was bang wat die groot skare kon gedoen het, as hulle gesien het wat met Jesus gebeur het. My vriende, in kort kan ons vir mekaar vandag sê, dat Jesus gekruisig was as gevolg van sy passie vir die koninkryk van God, wat in sterk kontras met die dominerende koninkryk van die Romeinse ryk en die tempelowerhede gestaan het. So hierdie Vrydag is juist daarom 'n donker dag. Om te dink dat 'n samelewing so skeef getrek het, dat mag en geweld en status en rykdom, ongeregtigheid en om ten koste van ander op te tree, die norm geword het.
terwyl Jesus sy vreedsame benadering, wat vol deernis en medelee en geregtigheid is, en die koninkryk van God verteenwoordig, eenkant toe geskuif word, om eerder plek te maak vir ongeregtigheid, magsmisbruik, en om ten koste van ander op te tree. Ons sien vandag ook presies dieselfde raak rondom ons. 'n Wêreld wat kies om die koninkryk van God eenkant toe te skuif, sodat hulle eie koninkryke kan laat seëvier. Ons weet van die oorloë in hierdie wêreld. Ons ry ook elke dag verby die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld. En in die week sê ekonoom Davie Rood dat die gewone man op straat eintlik maar net die collateral damage is van 'n klomp politieke magspeletjies wat gespeel word. Goeie Vrydag se gebeure dwing my en jou as gelowiges om ook weer binne toe te kyk en vir onsself die vraag te vra: maar waar gebeur dit in ons eie lewens dat ons die koninkryk van God eenkant toe skuif, sodat ons kan kry wat ons wil hê, of waar daar teen koste van ander opgetree word? En waar is dit dan nou ook dalk waar ek en jy kies om aan hierdie anderste koninkryk van God deel te neem? Waar is dit waar ek en jy dit sigbaar maak? Vriende, hierin lê dan ook vir ons 'n stuk troos vandag. 'n Stuk vertroosting wat ek en jy kan ervaar met Goeie Vrydag. As jy dalk uitgebuit word, afgebreek word, die pyn van hierdie wêreld aan jou eie lyf voel, of dalk 'n buitestander is as gevolg van ekonomiese, fisiese, emosionele, sosiale of selfs politieke redes, of jou omstandighede waarin jy jouself dalk bevind, dan moet jy weet dat hierdie passie van Jesus, dit waarvoor hy gekruisig is, die koninkryk van God, vir jou 'n stuk bemoediging kan wees. Want by God is daar medelee. By God is jy 'n binnekring mens. By God is elkeen van ons 'n binnekring mens. So was sy lewe dan net 'n offer vir ons sonde gewees op die einde van die dag? Jesus het sy lewe opgeoffer vir sy passie, vir God se passie, vir die koninkryk van God. Hy het sy lewe opgeoffer omdat hy medelee met die slagoffers van die sisteem gehad het, omdat hy lief is vir die wat ly onder die dominerende ongeregtigheid van hierdie wêreld. En hy genade bewys aan die wat die slaaf van 'n ongenadige wêreld elke dag aan hulle lywe voel. Vriende, ons word uitgenooi om deel te neem aan die dood, sowel as die opstanding van Jesus. Om daardeur verander te word, in beweging gebring te word daardeur, sodat ons eerder aktief kan deelneem aan die koninkryk van God. Wat 'n vreemde koninkryk is natuurlik. Een wat veel eerder fokus op dit wat vir God belangrik is, waar buitestanders binnekring mense word, waar daar geregtigheid en regverdigheid is, en waar daar vir alle mense 'n plek is, en waar alle mense genoeg kan hê. Dis immers waarvoor ons bid ook wanneer ons die Onse Vader gebed bid. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus wat sterf aan 'n kruis is God wat medelee het met 'n gebroke wêreld en wat pleit vir 'n nuwe manier waarop die samelewing aan mekaar gesit moet word. Die mure van uitsluiting en van ongeregtigheid afbreek en dat die gebroke magstrukture nie meer die finale sê sal hê in hierdie wêreld nie. Ons word geroep om deel te neem aan dit wat ons leer in Jesus. Om deel te neem aan sy passie vir God en vir God se koninkryk. Dit is natuurlik waarvoor hy op die einde van die dag gekruisig was. Dis die boodskap van Goeie Vrydag. Dis wat dit beteken om Jesus te volg tot by die kruis en ook daarna. Hiermee sluit ek dan vir ons af. Hierdie Goeie Vrydag gebeure van Jesus se laaste week op aarde, wil vir my en jou vra, is Jesus se passie ook jou passie? Mag ons hierdie naweek ingaan en hierdie vraag oordink, ook in ons harte. Mag dit ons ongemaklik maak en mag jy die antwoord op hierdie vraag saam jou na Opstanding Sondag toe ook bring. Amen. Ons gaan dan nou saam die nagmaal vier. Jesus nooi my en jou uit as hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors hê nie. Vriende, vandag sit ons dan ook met hierdie klip in ons hande. Ons is bewus van daardie dinge in ons lewens wat ons dalk verhoed of keer om ten volle toe te laat dat Jesus se passie ons passie word.
En wanneer jy dan vandag die nagmaal gaan gebruik, is dit jou geleentheid om dit wat hierdie klip simboliseer, dit wat hierdie klip verteenwoordig, dan ook met die Here te deel. Ek gaan vir ons die tekens instel, en nadat ek dit vir ons ingestel het, gaan ek vir ons 'n tafelgebed doen, die Onse Vader. Nadat ek dit gebid het, gaan die diens eindig met Jesus se laaste woorde, dit is volbring. En daarna gaan die digitale uitsending in stilte eindig en klaarmaak. En jy kan dan op jou tyd rustig die tekens gebruik en so die res van hierdie naweek inbeweeg tot Sondag toe. Kom ek stel vir ons dan nou die tekens in. Die brood wat gebreek word, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir elkeen van ons. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en vertrou opnuut op die waarheid dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir elkeen van ons. Vriende, dit is volbring. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons die Onse Vader saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ook die vergeef wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit is volbring.